'n jong verliefde paartjie het op die trein gery. Oorkant hulle het 'n pappa en sy seentjie gesit. So ver soos wat hulle gery het, was hierdie seentjie super opgewonde. Pappa kyk. En dan het sy pa vir hom gesê, dit is 'n boom. En dan pappa kyk, dis 'n voël. En soos wat hulle gery het, was hierdie seentjie se opgewondenheid so oorweldigend dat dit irriterend begin raak het vir hierdie verliefde paartjie. Want hulle was die hele tyd soos die kinders into each other en hierdie seentjie se opgewondenheid was te erg vir hulle. Die jong man het toe vir die pappa gesê, meneer, my ma is 'n sielkundige en ek kan vir jou die nommer kry by haar van 'n opvoedkundige sielkundige, dan kan jy die seentjie na haar toe vat. Die pappa het vir die jong man gesê, ag weet jy, dit is nie nodig nie. My seun was blind van geboorte af. En toe het hulle met 'n nuwe prosedure operasie op sy oë uitgevoer. En nou vir die eerste keer kan hy sien. So vergewe tog dat hy so opgewonde is, maar dis die eerste keer in sy lewe dat hy alles sien wat daar buite is, waarvan hy nog net gehoor het en nooit kon sien nie. Baie welkom vanoggend weer by jou Sondag stil word. Mag God ook vanoggend sy ligstrale van liefde laat inskyn in die donkerte van ons harte, sodat ek en jy ook van binne af alles buite kan sien, soos wat God wil hê ons dit moet sien. Daarom ons tema ook vanoggend is, in die lig van God se liefde. Hebreërs 1 vers 1 en 2. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Maar nou in hierdie laaste dae het hy met ons gepraat deur die Seun. 'n Jong seentjie wat sy lewe lank tot op daardie stadium in die donkerte geleef het, kry ewe skielik die vermoë om te kan sien. Dink jou net in wat dit vir hom moes beteken. Maar hierdie donkerte is ook 'n ritme wat reg deur die Bybel voorkom. Ons is gemaak om in verhouding met God te leef, in die lig. Toe kom die sonneval, toe word dit nag in ons lewens. En toe kom Jesus, en hy bring weer God se lig en liefde toe vir ons. Weet jy, en toe ek hierdie gedagtes so in die kop gooi, het ek begin besef, maar weet jy, dis dieselfde gesteld met ons menswees. Ons word gebore as kinders, met 'n ontvanklike hart, oop gemoed, en in verstomming ten opsigte van alles wat rondom ons is. En mamma en pappa vat ons in die hand, en mamma en pappa ook, soos daardie seentjie se pappa sê vir ons, dit is 'n blom. Mamma, pappa. En so word alles vir ons gewys. Maar soos wat ons in verwondering ontdek, loop ons ook vas teen mure, wat mense wil sê, nee, nie so nie. En ewe skielik begin ons wêreldjie, wat so groot en so wonderlik was, al hoe kleiner word, want daar's 'n klomp moets en moenies wat in plek kom en wat ons nie mag doen nie. En met dit alles begin die son van verwondering sak. Verloor ons opgewondenheid ten opsigte van die lewe. En word ons al hoe meer ingeperk deur die boksies van die wêreld, wat binne ons moet dink, wat binne ons moet leef, wat binne ons moet doen, in die donkerte. En in hierdie donkerte kom gee die wêreld vir ons net om aan die gang te kan bly, so daarom 'n liggetjie, vir as daar loadshedding is, en allerlei dinge wat ons in die donkerte kan gebruik om te oorleef. Maar eie aan donkerte is ook bang. En weet jy, dit is vandat die mens in sonde geval het, die primêre emosie wat die mens gedryf het vorentoe, vrees. Vrees vir sy lewe, dit wil sê, vrees vir dit wat sy oorlewing bedreig, en vrees ten opsigte van alles, mense wat mekaar te nakom, en wat begin, ek word al hoe meer bang vir ander mense, en enigiemand wat my vrede en my geluk en alles bedreig, word 'n vyand, en ek vrees. En saam met die donkerte het hierdie ding gekom, dat ons doen dinge in die donkerte, dinge waarvan niemand weet, en niemand mag weet nie. En selfs ons godsdiens
word vrees gedrewe. 'n Kwaai God wat daar bo is, wat die hele tyd net wil straf en wat die hele tyd tevrede gehou moet word met offers wat gebring word en alles. So alles in die donkerte dra hom vrees. En nou juis hier in die Paastyd is dit so wonderlik. Ek sê die ander dag vir iemand, ons leef nou so 3 uur in die oggend voor Paasfees. Hy vra my, wat bedoel jy daarmee? Ek sê vir hom, ons weet, met Jesus se geboorte, sê Johannes, die lig het na die wêreld toe gekom. Maar daardie son van geregtigheid wat Jesus gebring het, het nog nie opgekom nie. So deur die hele Paasfees, van 3 uur na 5 uur by sonsopkoms, dit was nog donker. En aan die kruis toe Jesus gesterf het, het donker geword. En met die opstanding van Jesus, kom die son op, die son van God se liefde. En ewe skielik word alles wat in die duister was en gedoen is aan die lig gebring. En lewe ons binne God se nuwe dag. Word ons bewus van 'n klomp dinge. Soos wat daardie seentjie bewus geword het van 'n wêreld wat hy nie geken het nie. Ewe skielik toe God se lig opkom, toe kom wys hy vir ons ook 'n nuwe wêreld wat so radikaal anders was as die waarbinne ons groot geword het. Ewe skielik het ons bewus geword, die eerste ding, van wie God werklik is. In die donkerte was God die kwaai God. En in deur Jesus het God homself vir ons kom wys, nee, as 'n God van liefde. 'n God wat nie net liefde is nie, maar dit kom wys konkreet met die gee van sy kosbaarste, sy seun. So in die lig word ons bewus van wie God werklik is. En dan begin hierdie ongelooflike stuk dankbaarheid leef in die hart. En daarom wanneer ek wakker word in die oggend, my eerste reaksie is dankie Hemelvader, Here Jesus, Heilige Gees, dat U my Papa Vader is, dat U my God is, dat U my eerste lief gehad het. In die lig van God se liefde word ek tweedens bewus van wie ek is. In die nagbedeling was die mens 'n sondaar, sleg, doemwaardig, verwerplik. In God se nuwe lig van liefde het Jesus vir ons kom wys, ons is kosbaar vir God. So kosbaar dat hy sy seun gegee het, al het ons dit nie verdien nie. Kom sê Jesus vir ons, ons is die kroon op sy skepping. En daarom deel van my elke dag se leef saam met God, is om elke nou en dan sommer so in ons beweeg, vir hom te sê, dankie Vader vir U liefde. As ek 'n fout maak of iets, dankie Vader, dat U deur dit vir my wil leer en dat dit niks verander aan die liefde vir my nie. En deur dit alles ontdek ek God as die Papa wat ook vir my wil inlei om met sy nuwe oë na sy nuwe wêreld te kyk, na hom, na my, na alles rondom my. En dan ontdek ek in die derde plek, word ek bewus van wat genade is. In 'n donker wêreld, in die nagbedeling, het dit alles gegaan oor my. Mense wat vir my sê, jy weet, ja, maar ek het daarom wat ek het en ek kan doen wat ek doen, omdat ek gewerk het daarvoor. Sê ek, wag, net stop gou die bus. Wie het vir jou die verstand gegee, dat jy dit kon bereik? Wie het vir jou die lyf gegee, die gesondheid gegee, dat jy kon doen wat jy doen? Wie het vir jou die ouerhuis, wie het vir jou die velkleur gegee, wie het vir jou die kultuur, wie het vir jou, sê ek, nee, moenie God se eer steel nie. Dit alles wat jy het en is uit genade vir jou gegee. Ek word al hoe meer bewus in God se lig, dat alles wat ek is, en alles wat ek het, is net genade. En om dan elke dag met 'n dankbaar hart te kan sê, dankie Here, vir 'n verstand wat U vir my gegee het. Dankie vir opleiding wat U vir my gegee het. Dankie vir 'n ouerhuis wat U vir my gegee het, vir skolastiese opleiding, universiteit, nagraad en al die ander dinge. Dankie Here. Dis louter genade dat ek is en het wat ek het. In die vierde plek, in die lig,
word ek bewus van al die voorregte waarmee ek geseën is. En jy moet mooi hoor hoe sê kom, nie regte, die ek het reg op niks, voorregte. Jy sien in die duister wêreld, in die donker wêreld gaan dit oor, ek het die reg. En jy moet daar mooi luister na my. Ek sê vir jou, die ek vul die hele plek. Maar die oomblik as ek besef, watter voorreg dit is, om hier te wees, en te kan hê wat ek het. Weet jy, dit is daai ding, dit is vir my so wonderlik, as God 'n realiteit is, en as ons in sy lig lewe, in vriendskap, in verhouding met hom, dan is dit soos wat ons hier die afgelope paar weke gesê het, ons praat die hele tyd met hom, ek praat met hom. Weet jy, as ek in die nag nou 'n draai moet loop, dan is dit my die grootste voorreg, as ek, Here, dankie vir 'n toilet. Dankie dat ek nie hoef aan te trek en uit te stap en buite toe te gaan na die longdrop toe nie. Dankie Here vir toiletpapier. Het jy al gedink hoe sou ons wêreld gewees en gelyk het sonder toiletpapier? En so begin jy dankbaarheid, in alles begin jy sien, dankie Here vir die voorreg, dankie Here dat hier 'n tandeborsel is waarmee ek my tande kan borsel. Dankie Here dat ek 'n ketel kan aansit en vir my beker koffie kan maak. En jy praat met hom. In die 5de plek word jy bewus, in die lig van God se liefde, van alles wat rondom jou is. Hoe lyk dinge in die nag? In die nag kan jy net so ver sien soos wat die lig wat jy in die hand het, of om jou is, die nag in die donker te verdryf. In die dag kan jy daardoor ver sien, dinge wat jy glad nie eers in die nag kon sien nie. En dit is wat Jesus vir ons kom sê het, en vir ons kom vertel het, en kom wys het, van wie God is. Kom kyk net, na alles wat ek en my pappa geskep het. Soos wat 'n mens deur die dag leef, God wat die hele tyd vir jou, kyk net daai boom. Wow, kyk net na die kleure. Is dit nie fantasties nie? Hoe die bome aan die hand van temperatuur begin om blare af te gooi. Dat hulle weet, binne God se ritmes is dit tyd vir 'n nuwe seisoen, nuwe dinge wat moet gebeur. Ewe skielik begin ons God in alles wat hy gemaak het raak sien. Die son se opkoms, die son sak. Vanuit 'n donker perspektief sien ons net dit hier en nou, maar kyk ons ook na die wêreld daar buite met vrees soos wat ons gesê het. En nie net dit, ons soek ook die donker in elke mens, want ander mense se donker laat my donker so 'n bietjie beter voel. En om dan vir hom te sê, soos die psalmdigter sê, as ek die werk van u hande aanskou, hoe wonderbaar u dit alles gemaak het, wat is ek as mens? En dit is dan wanneer die Gees en wanneer die Jesus vir ons sê, besef jy, hoe kosbaar is jy? Want jy is die kroon op my skepping, die heel beste van alles wat ek gemaak het. In die 6de plek het Jesus vir ons kom wys en vertel, wat is moontlik? Kyk net na alles wat Jesus gedoen het, en dan sê hy vir ons, julle sal dieselfde en groter doen. Hy gee sy Gees om in ons te woon. Gaan kyk na wat gebeur het, na Pinkster. Potensiaal onbeperk, kom wys hy vir jou en vir my. In 'n donker bestaan, gaan dit oor wat ek kan, wat ek moet. In 'n lig bestaan, gaan dit oor, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. En dan in die donker bestaan, in die laaste plek, het dit alles gegaan oor een ding. Ek wil net hê, ek wil net vat, myne. In God se lig bestaan van liefde, het Jesus vir ons kom leer, alles wat hy is, en waarmee ons kom seën het, is gegee vir ons, sodat ons dit moet aangee. En die oomblik as ons die sluis van hierdie pyp na ons naaste in die wêreld rondom ons ooptrek, dan kom ons agter, daar is 'n onuitputlike bron hier agter ons, wat net deur ons vloei, en aanhou vloei, en dit sal nooit opraak nie. Dit gaan nie oor jou en my nie, dit gaan om dit waarmee God ons geseën het, aan te gee en tot seën te wees van ander mense. En dit kom neer op daardie fyn aanvoeling, die Gees wat vir ons laat sien, hier is meer as 'n man wat net op die hoek van die straat sit. Hier's 'n klomp seer wat agter dit lê. God wat ons deur sy Gees
oortuig en laat hoor en sien wat lê agter woorde. Wat lê agter die mooi glimlagte? Dieper kyk, dieper hoor, dieper voel. En in die Here Jesus het Papa Vader vir ons kom vertel, word bewus. Kyk, hy het sy Gees gegee om vir ons te wys, dit is dit om ons te leer en te lei in die waarheid. Daarom wanneer ons in verhouding met God, in die lig van sy liefde lewe binne 'n nuwe lewe, dan gaan dit oor 'n saamleef, 'n inleef in alles wat God is, op pad wees na waar ons hoort. Tot volgende keer. Liefde groete, Shalom. Here Jesus, vanoggend wil ek ook net sê, wow. En dankie dat u son van geregtigheid en liefde en genade met die opstanding opgekom het. Dat die lig oorwin het. En dat ons saam met u meer as oorwinnaars is. Leer my Heilige Gees om as 'n koningskind, kind van die lig, elke dag in verhouding met u te leef en al hoe meer te word wat u sê ek is, sodat ek instrument kan wees van alles wat u is. Amen. Om elke dag 'n dagstukkie op WhatsApp te ontvang, stuur net jou naam en nommer per WhatsApp na 0828216433. Vir motiveringsvideo's kan jy gerus ons Lewende Gemeenskapsblad op YouTube besoek. Daar is ook 'n Engelse blad, Live Light Community, op YouTube. Jy is ook meer as welkom om ons Lewelig blad op Facebook te besoek en dan ook ons Engelse blad op Facebook, Live Light. Op Telegram kan jy net 'n soek doen onder Lewelig en dan daar aanteken en dan sal jy ook elke dag jou dagstukkies daar kan kry. Mag die Here jou ryklik seën. Liefde groete, Shalom.